Matteus 21 vers 42 sê, Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Sien, die geboorte van Jesus Christus het elke profesie vervul wat in die Ou Testament gegee is, en die lewe van Christus het die presiese portret geskilder van die een wat beloof is. Elke aksie wat hy gedoen het en elke woord wat hy gespreek het, het in ooreenstemming met Johannes die Doper geskree, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Maar ongeag alles wat hy gedoen het om te demonstreer wie hy op die aarde was, het die mense in daardie dae hom verwerp. Hoekom? Want Jesus was wat hulle nodig gehad het, maar hy was nie wat hulle wou hê nie. Hulle het nie 'n verlosser nodig gehad nie, hulle wou 'n koning hê. Hulle het nie iemand nodig gehad om hulle sondes te vergewe nie, hulle wou hê dat iemand Caesar uit die stad moes verdryf. Toe hulle sy wonderwerke en sy majesteit sien, het hulle vir hulle self gesê, miskien is dit die ou wat die goeie ou dae gaan terugbring. Maar nadat hulle die waardevolle edelsteen van die ewigheid gesien het, het hulle weggestap van dit vir valse tradisies. Wat 'n vreugde om te weet dat ons verlosser nie net nog 'n klip is nie. Hy is die steen waarop ons geloof gebou is. Moet nooit jou geloof in iets plaas wat vervang kan word nie. Jy kan baie stene uit 'n gebou uithaal en vervang, maar as jy die hoeksteen wegvat, gaan die gebou platval. Plaas jou geloof in die hoofhoeksteen. Jy kan nie sonder hom lewe nie. Aba Vader, dankie Here. Dankie vir wat U kom doen het vir ons, en dankie Here dat ons kan weet U is die hoofhoeksteen. Alles wat in ons is en wat ons is gebou op U. Ons geloof is standvastig in U. Dankie Here. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.